love julle. Ons is vir die van julle wat dalk onlangs gejoin het, ons is 'n huis van gebed, ons is 'n huis van aanbidding ook, ons love aanbidding. En die van julle wat dalk gevoel het dis vreemd toe Andreas so 'n bietjie ietsie sing wat nie op die bord is nie. Ek is so bly om net te kon hoor dat julle inslot saam met haar sing. Ek en Anja ook waar ons bedien, love om die spontane lyntjies te sing en dan baie keer dan kyk mense jou aan of jy 'n vervalde McDonald's Happy Meal is. Ja, die scary ding is 20 jaar later lyk hy nog presies dieselfde as jy hom daar los. En daar's net iets wat gebeur en is so skriftuurlik net om 'n spontane lied te sing wat geïnspireer is deur die Heilige Gees. En dan is ons ook 'n huis van gebed. Ons love dit om voor sy voete te sit. So ja, dis vir my lekker om bietjie die woord te bring vandag. Pastor Willem hulle het bietjie kruisbestyf gehad. En toe sê hy nee, hy wil nou bietjie af hê, nee, ek grap sommer. Ja, ag ek wil vir julle sê dat ons harte is regtig om intentioneel te bou. Ek staan daar agter en ek dink by myself, hoekom kom jy Sondag kerk toe? Hoekom is jy deel van hierdie family? En ek dink baie keer kom mens dalk met daai gesindheid dat yes, ek moet iets ontvang. Weet, en dis great. Ons moet iets ontvang. Daar's iets wat gebeur hier. Maar hoe anders kan dit nie nog meer wees as ons kom met die hart en die gesindheid om actually te gee dit wat ons kan gee nie. En ek wil vir jou sê, jy hoef nie 'n pastoor te wees of 'n gekwalifiseerde te wees nie. Om iets te bring, jy kan net jouself bring, jy kan net jou hand opsteek, jy kan net daai drukkie gee, jy kan net daai hallo gee. En so, ek wil vir julle sê, bou saam met ons man. Ek wil vir julle sê, moenie op die kantlyn staan nie. Ek dink wat ek agterkom, die oomblik as ons op die kantlyn begin staan, dan begin ons kritiseer, nê. Maar dan sal jy agterkom as jy deel is van die span, baie keer is dit morsig. Ons doen nie noodwendig family perfek nie, maar ons hart is om family te doen. Ons doen nie noodwendig kerk perfek nie, maar ons hart is om kerk te doen volgens sy wil. Okay, hulle sê mos die gras is altyd groener aan die ander kant want daar's 'n rede, nê. Ja, daai grond is baie vrugbaar daar. So anyway. So Pastor Willem het ook bietjie gevoel ons moet so bietjie chat oor nuwe wynsakke, new mindsets. En is my voorreg om actually vanoggend bietjie te chat oor gebed. Ag nee, Enrico, gebed. Weet jy wat, kom ek agter terwyl ek daar agter sit, ek dink die grootste fout wat ons maak hoe langer ons saam met Jesus stap, is dat we graduate, ek gaan dit nou in Engels sê, jammer, we graduate from Christianity 101. Wat beteken ons voel, ja, dat die eenvoudige boodskap van die goeie nuus is nie meer genoeg nie. Ons, Enrico, asseblief nou nie praat, ek weet ek moet bid, ek weet Jesus vir my kom sterf van die kruis, maar kan ons aanbeweeg na die 10 stappe van hoe om my besigheid se bankrekening tot by 1 miljoen te kry? Of kan ons aanbeweeg na die 10 stap, en ek is net soos, yes, maar is dit nie eintlik die vrymakende waarhede lê in die eenvoud van die goeie nuus? En ek wil vir julle vra, miskien vanoggend, praat met jouself, sê jouself, of sê myself, ek wil my hart oopmaak, ek wil leerbaar wees, I want to be teachable. Ek dink dis die een ding van om iemand te eer, en hiermee praat ek nou nie oor myself nie, maar John Bevere praat oor 'n ding, hy sê as ons nie kan eer wat God in iemand gesit het nie, gaan ons nie kan ontvang wat hy het om te bring nie. Okay? Okay. As ek bietjie passievol raak, is ek nie kwaad nie, okay, ek is net passievol. Okay, ek gaan vir ons 'n stukkie lees en dan gaan ons begin met gebed. So, kan ek julle vra om gou na Lukas 11 toe te gaan, vanaf vers 5 tot 13. Ek wil dit sê, Pastor Willem is hy naby, maar hy gaan my moet help. Maar op die Bible app, ek weet nie of julle dit agtergekom het nie, is daar actually 'n gedeelte, ek weet nie of jy weet presies waar dit is nie, maar by events. So op Bible app gaan jy en jy klik op events. As jy op events klik, sal jy actually sien Presence Church is gelys daar. En as jy op Presence Church ingaan, sal jy dit nie glo nie, maar is vandag se notas al klaar vir jou daar neergesit, hoor. So julle kan soontoe gaan en my daar volg. En dan is daar ook ander goedjies, waaroor die huis gaan, waarvoor ons staan, waar ons geleë is, vir die van julle wat nie elke Sondag weet waar ons huis is nie, ek grap sommer. Okay, Lukas 11 vanaf vers 15 tot 13, julle kan daai notas, as julle vinnig genoeg by die app gaan, kan julle volg daar. Anders kan jy net saam my volg hier op die bord ook en jou eie notas maak.
vanaf vers 5, Lukas 11. En hy het vir hulle gesê, wie van julle sal 'n vriend hê en sal middernag na hom gaan en vir hom sê, vriend, leen my 3 brode, want 'n vriend van my het van 'n reis by my aangekom en ek het niks om aan hom voor te sit nie. En die van binnekant af sal antwoord en sê, moenie my lastig val nie, die deur is al gesluit en my kinders is saam met my al in die bed. Ek kan nie opstaan om vir jou te gee nie. Ek sê vir julle, al sou hy ook nie opstaan en vir hom gee omdat hy sy vriend is nie, sal hy tog ter wille van sy onbeskaamdheid opstaan en hom gee soveel as wat hy nodig het. En ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal vir hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal vir hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of ook as hy 'n eier vra, vir hom 'n skorpioen gee. As julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader nie die Heilige Gees gee aan julle, aan die wat vir hom bid en vir hom vra nie. So daarby is, kom ons sluit dit ons oë vir 'n oomblik. Here, ek bid, soos wat ons in die woord induik vandag, kom maak ons harte oop, kom maak die oë van ons harte oop, kom maak ons die ore van ons harte oop, sodat ons kan hoor wat U wil sê, sodat ons U kan sien. En ek wil vra, Here, kom vestig iets in ons hart vanoggend van gebed, van wat dit werklik beteken. Help ons om aan die eenvoud van die goeie nuus vas te hou. Help ons om ontvanklik te wees. Help ons in ons gedagtes vanoggend om nie aandag afleibaar te wees. Help us not to be distracted. Here, maar mag ons fokus op dit wat U wil sê. Amen. So julle wat eintlik hier gebeur is, en julle het dit al so baie gehoor, die disippels het vir Jesus baie min goed, baie spesifiek gevra. Maar in hierdie oomblik, eintlik voor hierdie hoofstuk, vra die disippels vir Jesus, maar leer ons om te bid. Nou ek sê altyd vir ouens, Jesus, God het baie name, maar een van sy name is ook Jehovah Sneaky. Ek weet nie of julle weet nie. Maar Jesus is baie sneaky. Kyk, hy het met 'n rede baie keer laat die disippels inluister na wat hy te sê het en hoe hy met die Vader praat, veral Lukas 17 ook. So in die tydsduur wat hulle saam met hom loop, glo ek was hy sneaky en het hy toegelaat dat hulle inluister hoe hy met sy Vader praat. En hulle het iets anders agtergekom. Hulle het agtergekom dat die manier hoe hulle geleer was van seentjies af is nie, en die manier hoe hulle met God die Vader praat, of met God praat, laat ek dit so stel, is baie anders as wat hy doen. En hulle vra vir hom, maar Rabbi, leer ons dan. Leer ons hoe om te bid. In Lukas 11 vers 2, kom hy dan en hy begin en hy sê, so moet julle bid, ons Vader wat in die hemel is. Nou moet julle onthou, ek wil julle aanmoedig, as jy Bybel lees, moet jy soveel vra as wat jy kan. En jy moet jouself inleef in daai storie in soveel soos wat jy kan. Ons het altyd geglo die kinders in die klas, die wat die meeste vra is die dom kinders, nee, totdat juffrou vir jou gesê het, nee, dis die slim kinders wat al die vra. En jy moet jouself hierdie vraag vra in hierdie oomblik, Jesus, maar baie van die goed wat Jesus sê, klink so eenvoudig, maar jy moet een ding verstaan, dat hy het radikaal teen die godsdiens, teen die tradisies, teen die kulture van daai tyd gepraat en sekere goed gedoen. So Jesus het sekere goed baie radikaal gedoen, en hier begin hy, en hy sê, so moet julle bid, ons Vader. En ek kan dink, dis weer eens een van daai oomblikke wat die disippels hulle koppe so terugkrak en sê, wag, wat het hy? Hulle draai nou net na mekaar en hulle sê, maar wat het hy nou net gesê? Het hy gesê, ons Vader. En iets drop in hulle harte van die feit dat Jesus eintlik 'n verklaring maak, daar sê, manne, julle moet verstaan dat wanneer ons bid, gaan ons nou bid nie na my Vader toe nie, maar na julle Vader toe ook. En hulle besef in 'n oomblik, maar Jesus se Vader is my Vader. En dan gaan hy verder en hy skets hierdie prentjie, wat baie random kan klink, maar hy praat van hierdie vriend wat kom klop aan sy vriend se deur in middernag, want hy moet iets vir sy vriend gee. En ek wonder by myself, maar hoekom deurs aarde sal hy hierdie vergelyking gebruik? Want ek wil vir julle sê vandag, die oomblik toe Jesus hulle wou antwoord, hy wou nie stop by dis hoe jy bid nie, maar hy wil eintlik vir hulle sê, luister, die konsep van gebed gaan baie dieper as wat jy besef. En die prentjie wat hy skep, is nie net 'n prentjie van gebed nie, maar dit is actually 'n prentjie van verhouding. Ek onthou as 'n klein seentjie het ek weet nie of julle ook so was nie, maar
in die aand as my ma my in die slaap gemaak het, dan het ek seker so rukkie geslaap en as ek nou wakker geword en dan het ek agtergekom ek's alleen in die kamer en dan het ek by my ma gaan inkruip, in hulle kamer ingekom en by die voet en end van die bed onder by die duvet gaan inkruip. En daar het ek veilig voor my ma het gesê dis okay, sy het my so rukkie gelos en dan het sy my weer teruggevat dat ek weer in my bed klim en weer gaan slaap en dan die routine maar so in die aand aangegaan. Maar dit is hoe ek hierdie prentjie sien. Ek sien 'n pa saam met sy kinders in die bed. Ek sien 'n intieme, liefdevolle prentjie van 'n pa saam met sy kinders in die huis. En die 53 vertaling sê dit so mooi, die opskrif is eintlik die onbeskaamde vriend. En jy dink by jouself, maar hierdie ou het so geklop aan die deur aan die buitekant. Eintlik, jy wil eintlik vir jouself sê, soos hulle in Engels sê, die audacity. Hy is so bietjie windy. Yes, die ou het nou net vir hom binne gesê, ek is saam met my kinders in die bed, ek gaan nie nou vir jou, maar hierdie ou hou net aan klop. En ek word so herinner aan die skrif in Hebreërs 4 vanaf 14 tot 16 wat sê, terwyl ons dan 'n groot hoëpriester het, wat deur die hemele deurgegaan het, naamlik Jesus, die Seun van God, laat ons aan die belydenis vashou. Want ons het nie 'n hoëpriester wat nie in ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat aan alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd, om op die regte tyd gehelp te word. Hierdie prentjie skets is iets wat Jesus skets oor sy Vader, die natuur oor wie sy Vader is, wat baie, ewen van daai jong manne, van sy disippels nie gewoond is nie. Hy skets 'n prentjie van die verhouding en die dinamika wat hy en sy Vader het, en dan skets hy 'n prentjie van 'n transisie wat plaasvind van buite die huis na binne die huis toe. Daar is 'n vrymoedigheid, daar is iets wat gebeur het, daar was 'n plan en daai plan was Jesus Christus. Kan ek 'n amen kry? Hy was die een wat rekonsiliasie gebring het. Hy was die een wat versoening kon bring het en wat veroorsaak het dat ek en jy actually 'n plek het in ons Pa se huis. En dit is my opskrif vir vanoggend, is gebede vanuit my Vader se huis. Want dit klink heeltemal anders. So daai vrymoedigheid praat van sonder skaamte, sonder terughou, amper 'n trots, nie as gevolg van wat ons kon kom doen nie, soos wat Paulus sê, ons kan nie trots wees op enigiets wat ons gedoen het nie, want dit is nie ons werke nie, maar dit is Christus deur ons. So Jesus skets 'n prentjie hier wat hulle glad nie aangewoond is nie, en dan veral as hy praat oor God, Yahweh, die koning van die heelal, skets hy nou in die prentjie van 'n Vader. En ek kan net dink hierdie disippels is soos, Jesus, wat is hy besig om aan ons te kommunikeer hier? Dis 'n transisie, die oomblik as ons in die huis is, wat 'n klomp goed verander, julle. Dit verander die manier hoe ons praat met hom. Dit verander ons kommunikasie. Ewe skielik is dit nie meer net 'n eenrigting radio nie, maar it's a two-way conversation. En dit beteken dat as ons die dinamika en intimiteit van hierdie verhouding verstaan, gaan ons gebede bid en verklaringe maak wat die godsdienstiges gaan laat dink dat dit is godslastering. Want hierdie plek hier voor die Vader is baie rou. En hiermee as ek dit sê, moet julle my hart verstaan, ek praat nie van dat wanneer ons hom nader op so 'n manier is ons disrespekvol nie. Kan ek vir julle een ding sê vandag, God is nie geïntimideer deur enigiets wat ons vir hom sê of doen nie. Hy weet presies wie hy is. Romeine 11 aan die einde sê, dat na wie toe gaan hy verraad? Na wie is God enigiets verskuldig? Hy skuld niemand niks nie. Inteendeel, wanneer hy ons saamroep in Johannes 4, om hom in gees en waarheid te aanbid, Jesus is nie ons seker dat hy duisende mense nodig het om hom te aanbid, sodat hy elke dag moet beter voor homself hê. Hy weet presies wie hy is. So hierdie dinamika van hierdie verhouding gaan daaroor, dat wanneer jy met jou wraak en jou kwaad en jou haat en al die ate in die binnekamer instap, en jy skree op hom, want ons het nou net daar gepraat, Anja het gevoel, ek glo ons stel reg in die huis op, dat hier's van julle wat deur moeilike goed gaan. Kan ek jou beloof dat hy nie vir jou gaan sê, Enrico, kan jy asseblief net omdraai, en dan gaan jy by daai deur uit. En dan staan jy vir 'n rukkie daar buite, dan koel jy af. En dan kom jy weer in, want jy gaan nie so met my praat nie. Want anders zap ek jou met 'n weerligstraal.
Dit is in hierdie dinamika wat jou titels en jou doktersgrade honestly niks beteken nie. Want Nicodemus het dit ook nie verstaan nie, anders het hy vir Jesus gevolg. Iemand sê, in die week lees ek 'n post, sy tik, sy sê, wysheid lê nie in hoeveel jy ken nie, maar in hoe gehoorsaam jy is. So dis 'n baie rou dinamika, en vir baie, Bob Sorge het 'n boek geskryf, Illegal Prayers, wat hy praat oor Lukas 8, hy praat oor die vroutjie wat deurgedruk het deur die crowd. Sy was 12 jaar, het sy aan bloedvloeiing gelei, as gevolg van die reëls van daai tyd, mag hulle nie aan haar gevat het, hulle mag nie met haar vereenselwig nie, want anders is hulle ook onrein verklaar, kon vir 7 dae in die tempel toe gaan nie, en hele storie, okay? Maar hy vergelyk illegal prayers in die sin van gebede wat ons gemaklik is om te bid voor die Vader, omdat hy my dad is, teenoor die godsdienstiges wat inluister en sê, jy kan nie so bid nie. Jy kan nie vir God dit vra nie, as jy nie dankbaar genoeg het least dat hy in die kruis gesterf het vir jou nie, maar nou bid jy vir 'n kar en vir 'n werk. Nee, jy moet dankbaar wees dat jy darm asemhaal en dat hy aan die kruis gesterf het. Weet, dis hoe die godsdienstiges dink. En hy maak hierdie vergelyking en hy sê, maar sy het oor die 200 reëls gebreek daai dag, toe sy haar kappie oor haar kop getrek het en deur die skare beweeg het, net om aan sy kleed te raak. Want op daai oomblik het dit nie vir haar mee gegaan oor mense se opinies nie. Dit het nie meer vir haar gegaan oor die mensgemaakte reëls wat ingestel is nie, maar sy moes vandag aan die Messias vat. Want sy het probeer vir genesing, maar dit het nie gekom nie, en die skrif sê, sy was eintlik erger af na elke dokter wat sy gaan sien het. En daai dag het sy besef, luister, tot hier toe nie verder nie, ek gee nie om wat mense dink nie, ek gaan deurdruk en ek gaan aan sy kleed raak. Is dit nie so in ons rouste tye van gebed en uitroep, dat ons maskertjies maar eintlik afval nie, voor die Vader nie? Ek kan julle beloof het, Januarie toe die vloed deur ons huis gaan, en ek moes nou gister vloere uitruk, en die black mold ryk jy, en het ek nie daar my bokser, terwyl ek liters waters uit die huis uit gevee het, nee, het ek vir Here gesê, o Here my God, ek het sê, yes dad, hierdie sak. Jy weet, ek moet nou hierdie goed hier uitvee. Dis daar waar dit rou en eerlik raak, né? Is ek reg? Don't set limits to your prayers because you are praying to the one without limits. Dis hier waar ons die bold prayers bid in hierdie verhouding. Dis hier waar ons nie skaam is om sy troon te nader en met hom te praat nie. Weet nie van julle nie, maar ek dink as mens so baie tussen mense is, dan small talk, mens leer om 'n small talker te word, né? Maar ek het al agtergekom in my lewe, ek kan net vir so lank praat oor visvang en rugby, dan moet ek diep gaan. Ek kan net vir so lank, want ek praat net oor die bulle, en meeste van die ouens like die bulle nie. En so dan is daai gesprek ook kort geklip, dan moet ek iets anders soek. So ek sê baie keer vir Annie en Nees, ek is een van daai ouens wat by 'n ou se hart wil uitkom. Weet, maak nie saak of ek jou ken nie, ek sal om die kampvuur met jou sit en ons chat oor visvang en rugby, en dan ewe skielik soek ek 'n geleentheid net van vra, buddy, hoe gaan dit met jou? En dis hoe ek ervaar Jesus is. Kyk, hy kan small talk, maar daar kom 'n plek in jou verhouding met hom wat hy sê, okay, nee, maar praat met my bietjie dieper. Sê vir my bietjie, hoe gaan dit met jou? Maar Here, u weet hoe gaan dit met my. Nee, maar hy wil by jou hoor, hoe gaan dit met jou? Lukas 7 vanaf 36 tot 48 lees ons, en ek gaan sommer vir julle die verhaal vertel. Ons sien dat Simon die Fariseer nooi vir Jesus in om by hom te kom eet. En terwyl hulle nog so lekker chat, Lukas 7, 36 tot 48. Terwyl hulle nog so lekker chat, bars daar 'n vroutjie in die kamer, en haar naam word nie genoem nie, en sy gooi 'n flesie parfuum oor sy voete uit. Haar aksies is so dramaties en so groot dat sy huil, sy sit agter hom, sy huil oor sy voete en sy was sy voete met haar hare. En in daai oomblik, Simon die Fariseer kyk hierdie storie so uit. En hy dink by homself. Sekerlik is hierdie man nie 'n profeet nie. Want hy sal nie hierdie aksies van hierdie vrou toelaat nie. Onthou die kultuur van daai tyd. En dan dink hy by homself, maar sy is 'n sondaar. Wat tipies vir jou sê, dat Fariseërs het baie seker gemaak dat hulle kom nie tussen die onperfekte mense nie. Hulle meng nie met die onperfekte mense nie. Hulle moet net nie tussen ons wees of aan ons raak nie. Dit gaan sleg wees vir ons image. Okay, so hy dink dit, en imagine, jy dink iets en jou chom langs jou spreek jou hardop uit, en
Hy korrigeer dit wat jy dink, want dis wat Jesus hier doen. Jesus hoor sy gedagtes. Kyk, Jesus het X-ray vision, het julle geweet. Ons kan niks van hom wegsteek nie. En so dink hy en hy hoor hierdie gedagtes en hy sê vir Simon hardop, Simon, maar ek wil vir jou ietsie vra. As daar 2 is wat skuld het, die een het meer, ek praat dit nou baie vinnig deur. 2 is wat skuld het, die een het meer skuld as die ander een. Maar hulle skuld word afgeskryf. Wat se een gaan meer dankbaar wees? En meer lief hê soos die skrif. En dan sê dit daar, obviously die een wat meer skuld gehad het. Dan sê hy vir hom, maar ek het by jou kom kuier, jy het ons nog eens my water gegee om te drink nie. Sy was my voete met haar trane. Jy het my nie eens gesoen nie, sy kan nie ophou om my voete te soen nie. Weet jy wat het gebeur in daai oomblik, dat Simon se godsdienstige gees het toegelaat dat sy fokus meer op haar aksies was as op die Messias wat in die kamer was? Is dit nie baie keer wat gebeur wanneer mense toelaat dat die godsdienstige gees hulle lei, dat hulle aksies en hulle fokus is meer op hoe mense worship en op hoe mense bid, maar hulle mis die Messias in die kamer. Hulle mis actually die verlosser in die kamer, die een wat hulle lewens kan verander, mis hulle. Maar nee, hulle het so aanstoot gevat en so offense gevat oor hierdie enetjie wat die worship, maar kyk, jy kan nie huil voor Jesus se voete nie. Jy kan nie sê jy is sy dogter nie, want dis godslastering. 'n Vrou, ek post iets op Facebook 2 weke terug, 'n week terug. Kom daarop neer ook dat ons moet kinders wees. Ons moet soos kinders wees, want die goeie nuus is so eenvoudig soos vir kinders om te glo. En sy comment in die comment section en sy sê, kinders, ek is nie 'n kinderagtig nie. God wil nie ons moet kinders wees nie. Ons moet mature wees voor die Here en ek besef net so, Here help haar sodat sy God die Vader sal sien, soos wat U wil hê sy moet hom sien. Dat ons kan daai een wees wat met vrymoedigheid na hom toe gaan. Ons kan op sy skoot gaan sit. Ons kan toelaat dat hy ons omhels. Ek wil vir julle dag sê en ons weet dit, dat Jesus het nie gekom en gesterf sodat ons in godsdiens met hom moet staan nie. Maar dat ons in verhouding met hom moet staan. Johannes 3:16 staan daar nie dat so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste kerk gestuur het nie. Daar staan hy het die wêreld so lief gehad dat hy sy enigste seun gestuur het. Daar's baie wat met baie trots in hulle harte verklaar dat hulle 40 jaar vir die kerk gegee het. Ek het nie 'n issue met daai verklaring nie, maar as daar nie vrug is nie, beteken dit niks nie. As jy nie Jesus ontmoet het in daai 40 jaar en die wat om jou is, kan Jesus in jou sien nie, dan beteken dit niks nie. Want Jesus het nie die kerk gestuur nie, hy het sy seun gestuur. En uit sy seun uit is die kerk gebore. Dis wanneer ons God van ver af wil dien, dat die reëse wat ons in ons lewens face, wie van julle face reëse op hierdie stadium? Dis wanneer ons God van ver af wil dien, dat die reëse wat naby ons is, baie groter lyk as wat hy is, maar eintlik is dit nie waar nie. Dis net omdat ons baie ver is van hom, maar wanneer ons naby hom bly, dan is daar niks wat kan vergelyk met sy grootheid nie. Dan die reëse wat ons actually face, en die gebede wat ons bid, dan besef ons, yes, maar dis eintlik so klein compared tot wie hy is. Daar kom 'n rustigheid en 'n vrede oor ons. Ek wil vir julle manne vra, en hierdie tweeetjies hier voor trou oor 2 weke. Kom ons vat hulle as 'n voorbeeld. Ja, lekker, né? Amen. Is tyd, Roo, is tyd. Ek wil julle vra, imagine Roo staan voor Sondag oor 'n week voor die kansel en Chrissy kom afgestap en haar wyl of nou nie, maar ek vat nou 'n wyl as 'n voorbeeld. En sy het nou, wat is dit in Afrikaans by the way? Sy het 'n wyl oor haar. En sy kom voor en die oomblik as Roo haar wyl van haar gesig aftel, die eerste woorde wat by sy mond uitkom voor almal, "Jesus, hulle het nie vir my gesê jy lyk so nie." Maar hulle het vir my gesê jy het blonde hare en blou oë, man. Ek sien jy het bruin oë en bruin hare en ek hou nie eintlik van girls met bruin oë en bruin hare nie. Die realiteit van ons tyd is baie ken hom nie. En eendag as hulle voor hom gaan staan, gaan hulle opkyk en hulle gaan die volgende verklaring maak. Hulle het nie vir my gesê jy lyk so nie. Laat dit net 'n bietjie insink vir 'n oomblik. Want dis wat verhouding doen, is ons kan hom actually nou leer ken, en eendag as hom voor hom staan, is ons net by die huis. Waar ons nie voor hoef te staan en te sê, joh, ek sien jy het vuur in die oë en die hare is so wit soos wol en daar's so swaard in die tong, maar hulle het nie vir my gesê jy lyk so nie. Sy begeerte is dat ons hom diep sal ken. Gebed vanuit verhouding verander die hoe
en dit verander die hoekom. Gebed vanuit verhouding verander die hoe en dit verander die hoekom. Die hoe buite verhouding is skaam en onseker en sonder geloof. En hierdie sê ek met, wat is die regte woord, compassion in my hart. Weet julle hoeveel getroude paartjies, nou praat ek nie van jong getroud of verloof, weet jy hoeveel getroude pare wat nou al jare getroud is, sê nog steeds, yes, maar ek kan nie vir my vrou bid nie. Yes, maar ek kan nie vir my man bid nie. Ek kan nie vir my kinders bid nie. En hoor my hart, ek sê hierdie nie, as die skoen pas, soos Todd White sê, skop hom uit vandag. Ek wil hê die Here moet iets in ons harte wakker maak van 'n verhouding met hom. Waar as Jesus lewend is in my lewe, is ek nie skaam om met hom te praat vir my vrou nie. Dit is so interessant, Hannetjie, was dit so 2 jaar terug, Hanna word nou 8 jaar, dit was soos sy so 5 was, ek sal in die huis in my taal bid, en ek sal met Jesus praat, soos Jenny in hardop, en dan, ek sal nooit vergeet, dan kyk sy my so van onderaf, sy sê, papa, met wie praat jy? Sê ek, nee, ek praat met Jesus, hy is by my, hy is, daai bewustheid van hom, en die geleentheid wat ek het, om haar te begin leer en te laat besef, maar Jesus is nie ver nie. Jesus is hier so, hy is my vriend. Hy is my vader, ek kan met hom praat hier. Besef julle, ja, so buite verhouding is dit skaam, onseker en sonder geloof. Ons sien dit, Jakobus 1 en, ekskuus Karen, ek dink dis in my notas nie, Jakobus 1 vanaf vers 5 tot 8. Ek gaan dit net vinnig vir julle lees. Vra vir God as dit nie vir jou duidelik is wat hy wil hê jy moet doen nie. Hy sal jou eenvoudig daardie wysheid gee en jou nie verwyd dat jy vir dit gevra het nie. Maar as 'n mens bid, moet jy vertroue hê dat God sal antwoord, want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So iemand kan mos nie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Dis harde woorde, Here. Hy is iemand wat nie tot 'n besluit kan kom nie. Op so iemand kan jy nie pyl trek nie. Die hoe buite verhouding is vleeslike gebede. Die hoe buite verhouding gaan oor strewe en performance. Is jy daar nog by? Matteus 6 vanaf vers 5 tot 7. Matteus 6 vanaf vers 5 tot 7. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie. Nou daai geveinsdes beteken eintlik soos die skynheiliges nie. Want hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van die strate te staan en bid, om deur mense gesien te word. Voorwaar ek sê vir julle, hulle het hulle loon, vir julle dat hulle hul loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer en sluit jou deur en bid vir jou Vader wat in die geborgenhede is. Ek gaan nou nie eens verder lees nie. Ek onthou ek post hierdie een dag en iemand sê vir my, maar Matteus 6 sê, ons mag nie in die openbaar bid nie, want ek het gepraat oor, God het ons geroep om mense die hande op te lê en vir hulle te bid. En die persoon sê, nee, God sê, gaan in jou binnekamer en jy moet daar bid, en ek wil bid, en ek wil vir jou sê, dis net so onbybels dit waarvan hy praat. Want wat Jesus eintlik hier doen is, hy vat eintlik en hy question die motiewe van hulle harte wat op die straathoeke bid, sodat mense hulle moet sien. En hy nooi hulle eintlik in 'n plek van verhouding in. En dis waar God sê, dit wat in die binnekamer gebeur, ek sal jou in die openbaar beloon, jy hoef nie daaroor te worry nie. Ek wil iets sê oor sommer net 'n bysaak oor worship. Ek het altyd vir ons mentor Mervis gevra, en ek en Anja dra met ons musiek dieselfde conviction. As ek het hom gevra, Mervis, hoekom skryf jy nie jou musiek in vir awards nie? En hoor dan net my hart, dis net elke ou kan sy eie conviction dra. En ek onthou net, hy noem my Rikkie, hy sê, Rikkie, want ek soek nie my beloning hier nie. Weet, as ek daar op stage stap en ek kan my trofeetjies het 'n minuut se hande klap, dan is my beloning verby. Maar eendag as ek in die hemel kom, gaan Jesus 'n kroon op my kop sit. Ek soek daai beloning. Ek wil vir jou vra, wat is die motief van jou hart? Hoekom bid jy? Hoekom doen jy sekere goed? Want die beloning hier gaan baie vinnig wees, dan is dit verby. Maar Jesus se beloning kan nie vergelyk word nie. Mahatma Gandhi was die een wat die volgende verklaring maak. Dit is beter in gebed om 'n hart te hê sonder woorde, as woorde sonder 'n hart. Ek sal hier iets sê, kom ek gooi dit in, ek het gewonder wanneer ek dit sal deel. Ek het onlangs 'n liedjie uitgebring, ja, my vader saam met my dogtertjie. Dit was 'n journey wat ek gestap het saam met die Here, en ek gaan
rou en eerlik met julle wees, daar was Jenny in 'n tyd in my lewe wat ek net gevoel het ek wil nie Bybel lees nie, ek wil nie tyd saam met hom spandeer nie. Ek het geweet daar's iets fout in my hart. Ek ons het bedien daai tyd met voorberei naweek na naweek en ek het net nie daai begeerte of behoefte gehad nie. En ek onthou ek ry Potchefstroom om daar te bedien en in die kar luister ek Cody Carnes se song Run to the Father. Het julle maar gehoor? Julle in 'n oomblik vol God se teenwoordigheid die kar so dat ek so begin huil dat ek dink seker die mense agter my gedink het daar's iets fout want ek kan nie eens die wit lyne sien nie, so huil ek net oor sy liefde, sy ontferming oor my. Maar in daai oomblik flits Hanna Maatjie se gesig voor my. En ek hoor hoe die gees van die Here vir my sê, Enrico, jy as 'n pa het onrealistiese verwagtinge op haar geplaas, jy moet vir haar gaan jammer sê. Toe huil ek eers. En ek het besef in daai season dat ek het alleen geglo. Ek het geglo dat Vader regtig druk op my plaas, want Saterdag, Sondag, daar waar ons bedien of hier, mense te verwagting. So asof ek daai stem gehoor het van die Here wat vir my sê, dat, Enrico, ek verstaan jy het jou eie battles op hierdie stadium, ek verstaan jy moet 'n pa wees en 'n man vir jou vrou, maar ons moet daai goed na een kant toe skuif, want daar's mense by 'n worship school of by 'n diens in Mosselbaai wat vir jou wag, en jy moet voorbereid wees, ons kan nie laat pap op die grond val nie. En ek het agtergekom, ek het verantwoordelikhede op myself begin sit, wat te swaar is vir my om te dra, wat net hy kan dra. En in daai season, op dit wat Gandhi gesê het God my weer kom leer, en hy het vir my gesê, Enrico, ek het jou nie geroep om eerste worship leader te wees nie. Ek het jou nie geroep om eerste 'n pa te wees nie. Ek het jou nie geroep om eerste man vir jou vrou te wees nie. Ek het jou geroep om my kind te wees. Ek het jou geroep om my seun te wees. En weet julle hoe weird was dit vir my om in die oggende my lysie een kant toe te wie te lysie? Moet nou nie dink is verkeerd nie. Wat niemand lysies nie. Julle is nogal almal lekker nie religious nie, nee, ek sê. En ek het net besef, ek moet my lysie een kant toe skuif en die oomblik as ek met hom wil begin praat, so terwyl ek die son sien opkom in die oggend in my tyd saam met hom, hoor ek hoe die Gees vir my sê, Enrico, jy hoef nou niks te sê nie. Jy kan net by my wees net in my teenwoordigheid. En dis daar waar ek besef het, baie keer babbel ons maar net lekker in sy teenwoordigheid. Baie keer gaan ons gebedstyd saam met hom eintlik maar net baie oor onsself. Waar hy my net kom leer het om net weer sy kind te wees, waar my hart is betrokke, maar daar's nie baie woorde nie. Amen. Okay. Die hoekom buite verhouding is hoofsaaklik om iets te ontvang en om amper sy arm te draai om te kry dit wat jy wil hê. Maar die hoe in verhouding is vol geloof, is rou en is baie eerlik. Die hoekom in verhouding is omdat ek verhouding soek, die res is 'n bysaak. Kan ek dit weer sê? Die hoekom in verhouding is omdat ek verhouding soek, die res is 'n bysaak. Want God sê in Matteus 6:33, soek alleeers die koninkryk van God en ek sal byvoeg. God weet dat ons gaan bid nog voor ons dit bid, né? Julle binne verhouding lees ons die skrif anders en ontmoet die man tussen die letters. Dis daarin verhouding wanneer ons tyd saam met hom spandeer, wat ons actually nie net die letters lees nie. Maree, 'n mentor van ons, het altyd gesê, die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Dis daar waar ons actually agterkom, maar die woorde, die een saam wie ons tyd spandeer, die een met wie ons praat, is actually lewend. Hy's nie net vasgevang in die boek nie. En wat dan gebeur is, wanneer ons skrif bid, is God wakker oor sy woord. Ek wil dit vir julle lees. Jesaja 55 vers 10 tot 11. Want soos die reën en die sneeu van die hemel neerdal en daarin nie terugkeer nie, maar die aarde deurvogtig en maak dat dit voortbring en uitspruit en saad gee aan die saaier en die brood aan die eter, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dis wanneer ons God se woord bid, wat actually Jesus is, wat hy sê, ek kan nie help as om te reageer dit waarop jy bid nie. Ek kan nie help as om my woord te maak werk daar waar dit moet werk nie. Daar waar jy behoefte het vanoggend. Wanneer ons bid uit verhouding uit, kan God nie anders as om te reageer daar nie. Ek wil vir julle sê, die vyand word nie beweeg deur jou vleeslike gebeure nie. Ek het dit in COVID gesien. Ek dink ons almal het baie goed beleef in COVID, maar my battle was ook real in COVID. Ek het baie angs gehad, ons kon nie bedien nie, klomp challenges gehad.
En ek het net agtergekom, die vyand los my nie uit nie, totdat ek skrif begin bid het. En ek moes so ver gaan, en dit klink dalk nou weer religious, maar dis waar God my gelei het, om skrif te memoriseer. Want ek het geweet, God sal op dit blaas. En hoe meer ek die angs en die vrees ervaar het, hoe meer het ek verklaringe begin maak in daai oomblik. En die vyand het sy rug op my gedraai en het gevlug. Ek wil vir jou vandag vra met afsluiting, hoe bid ons in die naam van die een wat ons nie ken nie? Hoe bid ons in die naam van die een wat ons nie ken nie? Want ons sien ons sien dit in Handelinge 19 vanaf vers 11 tot 16. Ek gaan dit vir julle lees. En God het buitengewone kragte deur die hande van Paulus gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy lyf was op die siekes gelê is, die siektes van hulle gewyk het en die bose geeste van hulle uitgegaan het. En sommiges van die rondtrekkende Jode, duiwelbesweerders, het dit gewaag om die naam van die Here Jesus te noem oor die wat bose geeste gehad het en gesê: Ons besweer julle by die Jesus wat Paulus verkondig. Dit was sekere 7 seuns van Skewa, 'n Joodse owerpriester wat dit gedoen het. Maar die bose gees het geantwoord en gesê: Jesus ken ek en Paulus ken ek, maar wie is julle? Toe spring die man in wie die bose gees was op hulle en oormeester en oorweldig hulle, sodat hulle naak en gewond uit daardie huis gevlug het. Hoe bid ons in die naam van die een wat ons nie ken nie? Ek wil vandag vir jou sê dat, geliefde, jy kan jou man wat hier sit vandag, jy kan jou vrou salf en vir haar bid en vir jou kinders. Vrou, jy wat hier sit, jy kan vir jou man bid om salf en vir jou kinders bid. Jy kan jou huis salf en jou grondgebied verklaar, want God het vir jou die autoriteit gegee om te heers daar waar jy is. Maar dan moet jy hom ken. En dit is nie so gecompliseerd so wat ons dink nie, want dis wat godsdiens doen. Ons moet nou eers 'n lysie optrek, en ek moet nou eers gekwalifiseerd wees, en ek moet net seker maak ek het my doktersgraad. Ek praat dit nie af nie, hoor julle net my hart volgend. En dan baie keer staan goed in ons lewens stil, of goed skuif nie, want ons wag vir die pastoor om by ons huis op te daag. Sorry as dit bietjie hard klink, is julle okay? Maar dis die waarheid. Dat jy vandag kan besef, maar in verhouding het jy autoriteit. In verhouding praat ons 'n ander taal. Ons lyk anders. In verhouding glo ons actually in die naam van wie ons bid. Want ons ken hom. Ons ken hom diep. Amen. Kyk, kom ons sluit die oë. Here, dankie vir vanoggend. Jesus, dankie vir dit wat U kom doen het. Here, U het die afstand gegaan wat ons nooit sou kon gaan nie, sodat ons een kan word met U. Here, ek bid vir ons huis vanoggend dat ons verhouding weer eens dieper sal verstaan. Here, ek bid dat ons, ek wil amper sê ons kinderkerk rympies en ons lysies een kant toe sal skuif en dat ons verragtig net rou en eerlik voor U sal kom, met U sal praat, want tog ken U ons diep. Ons staan so naak en so kaal voor U, want U ken ons, U het ons geskape. Here, en ek vra dat U daai rouheid en daai eerlikheid sal kom wakker maak in ons harte. Want dis uit verhouding uit wanneer ons skrif bid, wat U wakker is oor die woord. Dis uit verhouding uit wanneer ons bid, wanneer dinge skuif. Dis uit verhouding uit wat ons kom sonder skaamte, vol geloof. En ons vra, soos wat Jakobus sê, dit wat ons nodig het. Here, en ek weet, hier's baie mense wat hier sit vanoggend wat behoefte het. Here, hier's baie mense wat vertrou vir deurbraak. Nooi hulle in daai plek van rouheid in. Nooi hulle in daai plek van eerlikheid in. En Here, dankie. Dankie dat ons 'n plek het in die huis. Ek weet nie sommer net amen sê op dit nie. Dankie dat ek 'n plek het in die huis as gevolg van dit wat Jesus kom doen het. Amen.